Julle hoor my nie. As daar geen volume by julle, dit sê julle moet lekker hard sing. Uit julle harte uit en wees net julle self wanneer ons die naam van die Here noem. I will lift up my hands in my name. I will lift up my hands in my name. My lips shall praise thee, that's all I praise thee. I will lift up my hands in my name. I will lift up my hands in my name. I will lift up my hands in my name. My lips shall praise thee, that's all I praise thee. I will lift up my hands in my name. Oh, I will lift up my hands in my name. I will lift up my hands in my name. My lips shall praise thee, that's all I praise thee. I will lift up my hands in my name. And today and the word on me says, and today and the word on me says, and today and the word on me says, hallelujah, praise the Lord. Oh, and today and the word on me says, and today and the word on me says, and today and the word on me says, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise
Het ons so ver aanhaal. Maar die belangrikste van alles is, Here, het ons voet op 'n stewige rots geplaas. En op daardie rots, Here, glo ons, vertrou ons en hoop ons, o Vader. En dankie dat dit ons deel kan wees. En dankie dat ons maar net nooit hoef terug te staan vir 'n wonderwerkende God wat ons lewe van vol is. Word U alleen verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here oor my siel. Wat sê die psalmis verder? Wat sê die? Ekskuus. Loof die Here oor my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. En vergeet geen een van sy weldade nie. Want waar kom ek vandaan? Hy moes my baie diep gaan haal. En is die woord van die Here dan nie so akkuraat soos wat dit kan wees nie, om te weet, daar's niks, daar's net mooi niks wat die Here nie van my lewe weet nie. Ek wil ons moet so 'n bietjie gesels uit Efesiërs 2. Kan julle nog onthou waaroor het ons gesels verlede week? Wat het Paulus gesê van die kruis? Ek wil van niemand niks weet behalwe van Jesus en hom alleen as gekruisigde nie. En wat het hy die volgende gesê wat net so baie belangrik is, wat ons vandag ook moet uitroep is, as ek roem, roem ek net in die kruis nie. Ek roem in my Here, my verlosser, my saligmaker, my alles, my alles. Efesiërs 2 kom Paulus, die opskrifte van Efesiërs 2 is, sê verlossing uit genade. Nou, as ons die genade deel verstaan, wat ek wil hê ons moet so klein bietjie by gaan stilstaan vanmôre, wil ek net so 3 versies uithaal. Verse 8 sê, want uit genade is julle gered. Is dit so? Nou sê hy, uit genade is julle gered deur geloof. So met ander woorde, as iets wat ek moes bydra tot hierdie genade, nie die genade werking nie, maar God het geweet, vir wie moet hy aan die oor gryp, en vir wie moet hy aan die kraag gryp, en vir wie kan hy net roep, nie. Deur die geloof, en dit is nie julle self nie, dit is die gawe van God. Genade bly die gawe van God. Dis God wat wil om te werk in my en in jou. Nee, dis God. Nou sê vers 9, nie uit die werke nie. Hier dan is ons baie van hulle wat so rondloop. Nie uit my werke nie. I'm not so good, sodat niemand mag roem nie. Nee, wat sê Paulus? Ek roem in Jesus Christus. So ek kan nie myself roem, dan is ek besig om aan te jag. Verse 10 sê, want ons is sy maaksels. Finies en klaar. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Kyk, daar kom die werke nou in. So kan ek die werke uitgooi? Nee. Dit wat ek in my Christus is, dit wat ek besig is om in my binneste toe te laat, gaan maak dat my werke, met ander woorde, dit wat ek doen, dit wat ek sê, my uitreik na mense, gaan nie meer uit myself uit wees nie, maar hoor wat sê hy, in Christus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
dis waar die werke inkom. Werke is my walk en my talk. Dis wat werke is. Nou op die einde van die dag moet ons vir onsself vra, wat beteken my geloof? Wat beteken my werke wat ek doen? Is dit aanvaarbaar vir die Here? Is my werke oukei? Wanneer ek met mense deel ek dit nie om selfbevrediging uit die saak uit te kry nie, maar is ek besig om mense op te lig? Is ek besig om dieselfde werk te doen wat Jesus gesê het, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So met ander woorde, is die Jesus al klaar 'n stappie bokant ons, is die Vader nog 'n stappie bokant hom, so niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, sê die Here Jesus. En daarom moet ons weet vandag, as ek wil roem ek in God. Ek roem in my Vader. Ek roem niks uit myself nie. Jy sien, wanneer ons kyk na geloof en werke vandag, dan, en ons hoor wat sê wat sê Efesiërs 2 verse 8, want uit genade is julle gered. En as ons genade dan nou regtig moet mooi verstaan, dan moet ons agterkom dat Paulus is besig om balanswoorde in ons lewe in te bring, wat ons moet verstaan. Die een alleen kan nie op sy eie funksioneer en die ander nog minder. En ek het nou gisterand gesit en dink aan daai ou wipplank wat so in die parkies altyd was, en in die speelparkies, en dan het jy opgesin dat ons nog so lekker geswing, en dan spring die een af, en daar is die balans daarmee heen, en jy het net 'n seer agtersteewe wat oorbly, nee. Dan is die vakansie verby, en alle vriendelikheid is daarmee heen. Maar as jy op die wipplank is, dan leer jy wat is balans. Ek kan nie op my eie op die wipplank sit en nie wip ek vir myself nie. Ek moet iets moet aan met my meeding, as mense dit los so uitwerk. So dit is baie kritiek dat balans tussen geloof en werke sy plek moet hê. So wanneer ons daarna kyk, dan moet ons ook so 'n bietjie terugkyk. Waar kom ek vandaan? Hoe is dit dat ek nou by 'n punt in my lewe gekom het dat dit net alles gaan oor geloof? Hoe is dit dat ek in 'n punt van my lewe beland het dat alles net gaan oor die werke, as ek tog net my mooi kan uithaal en die Here daarmee beïndruk nie? Dan kom 'n mens agter dat dit wat ons leer in geloof is dat jy kan nie die gewig van die wipplank net aan die een kant plaas nie. So geloof se vra vir 'n kant wat onmiskenbaar is. Jy kan dit nie miskyk nie. En ek kan ook nie geloof vir myself hou nie. Ek het geloof, maar God wil weet, wat doen ek met my geloof, nie? Kyk, is maklik om te sê, ek vertrou God, dis doen. Maar daar is 'n walk en 'n talk wat saam met geloof gaan. Miskien het jy groot geword met die agterdog van baie mense wat net sê, dit gaan oor jou werke. Hulle beklemtoon die woordjie werke van so af, dat jy later nie meer weet of jy 'n Martha of Arthur is nie. Dit maak jou die mekaar, want aan die een kant mag ek nie in my werke roem nie, aan die ander kant sê die Here, jou werke is belangrik nie. So ons kom by 'n punt wat ek nie meer weet, wat is reg nie, dan staan jy maar hier die middel stil, en dan maak die wipplank net maar so met jou lewe saam. Maar elkeen van ons het as gevolg van die besluit dat God nie omgee oor jou werke nie, het ons daai besluit in ons begin implementeer. God worry nie oor wat ek doen nie. Dit is so verkeerd. En dat dit net vir my baie makliker sin maak, is dat as ek in die hemel is, gaan ons in elk geval ons nie meer werk nie. Ons gaan op die rocking chair sit. Ons gaan by die boom uitkom waar daar 12 verskillende vrugtesoorte aan een boom hang. En die strate gaan van goud wees en ons het geen elektrisiteitsrekening. Sien julle daar?
wat werk die werke op aarde? So, die dinge maak ons die mekaar, en party van die ouens is nie baie goed om jou te beïndruk wat hierdie dinge doen. Party doen dit so seepglad, dat jy op die einde van die dag nie meer weet waar is staan ek nie. Maar wat wel belangrik is dat die woord van ons sê, dat ons nie deur ons werke gered kan word. So daar's nou, hier kom nou weer 'n ander waarheid. En nou sê dit, beteken my werke vir die Here aanvaarbaar kan word. En praat oor werke. Maar ons moet let op wat Paulus vir ons wel sê. Hy sê, hoewel ons nie deur die werke gered word nie. Hoewel ons nie deur die werke gered word nie, is ek en jy geskape en spesifiek afgesonder vir goeie werke. God weet, en dis waar die roem uitval. As ek hoor wat God vir my sê, as ek doen wat die Here vir my sê, dan sal ek net doen wat hy vir my sê. En nie sê, Here, wanneer stuur jy my nou weer? Here, nee, dis te laat, ek het dit maar sommer self gedoen nie. Nee. Daai roem, daai groot word, te groot vir jou skoene is juis hier, jy raak te groot vir die evangelie van God op aarde. En dis die gevaar, maar God het my geskape, geskep en het my een kant geplaas. Jy is spesiaal vir my. En is dit nie wonderlik nie? Dis in al die geloof, dis in al die wonderdade wat moet plaasvind, dat God tog my sê, ek sien jou raak. En as God jou raak sien, beteken dat hy sien die geloof raak. Hy sien die gees wat in jou is, wat lewend is, wat soekende is na al die heerlikheid van die Here. En daarom kom hy by Efesiërs 10, hy sê, wat ons is sy maaksels, geskape in Christus, tot goeie werke. Geskape in Christus, en dan kom die goeie werke. Is dit nie wonderlik nie? Paulus word dit so baie mooi vir ons verduidelik het. Partykeer is die woorde te min om dit te beskryf, maar hy wil eintlik vir ons sê dat geloof en werke het elkeen sy wonderlike plek in ons lewe. En ons moet nie die een voor die ander sit en die kar voor die perde en die perde voor die kar nie, maar alles, albei dra die grootste gewig in die hemele. Albei dra die grootste gewig. En daarom moet wanneer ek dit my eie maak, dan word hierdie twee so een. En as ek gesê het, uiteindelik besluit het dat geloof en werke is een, wat het ek? Ek het vir Christus wat my lewe van vol is. Ek het die Heilige Gees wat my leer en lei in hierdie waarheid. Wat is geloof? Wat is werke op die einde van die dag? God se plan vir my en vir jou. Want as ek dit nie kan regkry nie, dan hoor jy, waarom dink ons, ons gaan juig daar in die hemel, maar ek kan nog nie die werke en die geloof onder die knie kry nie. Maar ek wil net hemel toe. Daarom begin die apostel om vir ons te sê, ek moet dit reeds nou op aarde verstaan, wat dit beteken om die geloof van God in my werke en my geloof, dit moet so vermeng wees, want geloof en werke spel vir my en vir jou môre uit, ons toekoms uit. Vandag moet ek dit afhandel, vandag moet ek dit uitsorteer, want môre gaan God 'n besluit maak. Môre kan net nou aanbreek vir ons. Maar wat van loon, Paulus? Wanneer gaan ek dan nou my loon ontvang? As ek net moet roem in my werke, dan kan jy maar op jou paycheck gaan kyk, nadat belasting afgetrek is, is dan nog steeds 'n 0. Geen loon nie. Loon is iets baie belangriks, en loon het 2 sleutels. Die eerste sleutel is jou geloofsloon, die tweede een is jou gedrag, met ander woorde, my werke. Ek moet tog
'n houding hê teenoor my geloof. Ek loop nie soos 'n zombie hier rond nie. Die mense moet weet wat hier binne in my is. Ek moet vir die mense kan vertel, Jesus red, Jesus genees en Jesus doop nog met sy Heilige Gees. Het julle dit geweet? Waarom dink jy staan ek vandag die pennetjie regop? Want ek kan nie buk nie, ek is al te oud nie. So jy moet vir mense oortuig dat dit wat die Here in jou binneste doen van volle waarde is. Wat het jy as jy nie kan glo nie? Nee, ja. Wat het ek as ek nie glo nie? Wat het ek as ek nie my geloof in orde het nie? Ek het net besig om die hel te voed. Want op die einde van die dag bepaal dit wat ek glo in die manier hoe ek doen in my opdragte, my verantwoordelikhede begin by my op die einde van die dag bepaal my eindbestemming. Is er al baie begrafnisse gewees. En dan baie van die begrafnisse dan word die arme persoon so opgehef wat hier voor in die kus lê. En ek hoor van die ma en die klomp kinders wat hulle hierdie dan hoor as hulle kom kinders, nie ons is by die verkeerde begrafnis. Ons loop. Die waardes wat ek uit God uitput my hele lewe lank moet beginne wys in my werke. Want dis wat dit is. Dit help nie, ek het net geloof en ek doen niks met my geloof nie. Wat sê Jesus vir ons? Johannes 3:16. Want so lief het God hierdie wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, né? Maar hoor, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Glo bly 'n groot faktor, maar nou sê hy, maar dat hy ons almal die ewige lewe kan beerwe. Dis wat goeie geloof en goeie werke doen. Dis waar die loon uiteindelik vandaan gaan kom, dat ons hierdie dinge goed gaan doen. Hoe jy op aarde optree, is hoe jy 'n loon gaan ontvang in die hemel. Hoe ek ja en nee sê vir die werke en vir geloof, is hoe jy jou loon gaan ontvang in die hemel. En dis wat Jesus vir ons sê, in Openbaring 22:12. Hy sê, kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. So met ander woorde, wat is nou die grootste belangrikheid? Werk, die op die einde. En om by werk uit te kom, dis die prestasie, maar ek moet eers glo. Ek moet eers my lewe in orde kry, sodat wanneer ek Jesus aangeneem het, as my persoonlike verlosser en zaligmaker, as al daardie dinge afgehandel is, en ek kom dan by my werk uit. Gaan doen jy net so. Hoeveel van die rympies het Jesus nou al vertel, en dan sê hy op die einde van die dag, gaan doen net so. Die ryk jong man, die vrou by die put, almal wat siek is, die een wat hy gesê, en gaan vertel nou vir niemand dat ek het jou op 'n Sabbatdag uit jou lamgeit uitgehaal, nie? Wat het hy gedoen? Hy het gaan doen, nee, want die oortuiging was reeds daar, dat sy geloof is bevestig. Nou sê Paulus in hierdie boodskapie, dat as ons dit hoor, moet ons binneste begin lewe word. Ek moet dit begin neem. En sê, Here, as daar nou iets is wat in my lewe 'n tekort is dat ek het geloof gevat tot net in die helfte, ek het nie met hom deurgegaan. Want as ek met geloof deurgegaan het, dan het ek by die werke van die Here uitgekom. Wat sê Matteus 28? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. Leer hulle om alles. So dis my werk. Dis ons opdragte. En Sondag so 'n bietjie vinnig daaroor gepraat. Paulus is bewus van twee baie belangrike wanopvattings wat in ons harte in die lewe besig is om te gebeur.
Die eerste een sê hy, en daarvan moet ons bevry word. Die eerste een sê hy, dat ons nooit God se guns in jou werk moet raak sien nie, maar en met sy gawe en met die gawe van sy verlossing vermeng nie. Werke en verlossing kom nie by mekaar uit. Geloof en verlossing kom by mekaar uit. En die Bybel praat so baie belangrik daaroor dat ons kan niks met belonings doen wanneer dit kom by werke nie. Nou, die teenoorgestelde is ook waar die Bybel praat van dat ek kan niks met verlossing te doen hê wanneer my wanopvatting daarby uitkom dat jou werke nie meer saak maak nie. So ons wil aan die een kant leer ons vir die kinders, hoor julle moet kopkennis kry, manne, want dis al hoe die vooruitgang gaan wees. En op die einde van die dag, dan trou hy het sakke vol geld, en hy kan nie eens 'n koppie uitspoel nie. So, dit wat ek leer, moet, sal ek sê, in my hande uitkom. Moet in my hok en my tok uitkom, 'n wanopvatting dat jou werke nie saak maak nie. En dit is baie waar, nee, want nou het ek vir Jesus, wat het ek nodig om volgende te doen? Ek klim net op die rocking chair, so ek is op pad hemel toe. Dis wat die Here ons wil behoed. Ons moet nooit sê, dis net wat ek glo, wat saak maak nie. En dit is dit 'n belangrikheid? Yes, dis 'n baie belangrikheid, nie. Maar geloof, as ons so glo, dan stagneer ons. Dan bly ek net waar ek is. En die woord van die Here sê, ons is soos 'n boom wat moet groei. En eers as die boom klaar gegroei het, dan kan ons begin kyk wat se tipe vrug dra hy. My werke maak saak vir God. Jou werke maak nie net saak vir God nie, maar jou werke maak ook saak vir jouself. So ek moet so 'n bietjie vir myself ook sê, hey man, kind van die Here, jy's eintlik alright. Sê dit, staan voor die spieël en sê dit. Jy sien, soos jy toelaat dat Jesus se leringe deel word van jou. Ek kyk hierdie hele Testament deur en ek sien net leringe, voorbeelde. Wanneer ek toelaat dat daardie voorbeelde wat Jesus vir my gee, iets in my lewe begin aktiveer, dan is ek besig om die beloning wat daar is, regmatige plek vir hom te gee. Die werke wat daar is, 'n regmatige plek vir hom te gee. Met ander woorde, op die einde van die dag, dan sê ons, as ons praat oor verlossing verlossing en beloning, dan sê dit, ek is besig om my denke te verander. Hoe hierdie dinge begin werk. Ek hoor nie net nie. Want as ons gehoor het, sê die woord van die Here, en dit het in ons hart ingesak, dan word dit van waarde. So alles wat jy dan hoor, en in jou denke ingegaan het, en jy dit daar nou uitgewerk het, en as dit deel word van jou hart, raai die staan langs jou. Jesus, want wat het gebeur? Jesus het alles wat negatief was. Jesus het alles waarom jy bekommerd was. Jesus het alles wat jy oor gewonder het hy in 'n positiewe verander. Kom na my toe, want dis ek wat vir jou rus gaan gee. Kom na my toe, ek gaan vir jou rus gee. En nou, die ding is, die groot vraag aan dit alles is, as Paulus praat van geloof en van werke, en die manier hoe hy dit gesê het, is ek oortuig? Is ek reeds oortuig oor wat hy gesê het? Wat het ek nog meer nodig om geoortuig te word? Ek het al in baie sessies gesit met mense, dan sê ek, glo jy? Dan sê hy vir my, ja, en ek sê, okay, dan sê maar, ek het hom nog nie lekker hier binne nie. Wat vra die woord van Here? Woord van die Here vra vir ons,
bly by my. Bly by my voete. Bly in my teenwoordigheid. Dan gaan ek vir al die antwoorde hê wat gereed maak. So met ander woorde, it's daai wat die Engelse woord sê, walk by faith. Bly by die Here. Dat hy dit dan op 'n goeie tyd, op 'n goeie manier, dit in jou hart werk. Amen. Prys die naam van die Here. Wil ons nie tog maar almal 'n goeie toekoms hê nie. En jy weet, 'n goeie toekoms is nie altyd hemel nie. Nie altyd hemel nie. Maar dit kan vir jou hemel aarde word. Dis wat die Here wil hê. Ek hoor baie van die ouens wat bedien en sê, joh, my pensioen is nou af by mekaar, dan kan ek gaan rus van my werk. Ek kon dis nie wat die Bybel sê nie, daar is weer 'n ander rus nie, maar die uiteinde is, Here, ek is klaar met hierdie opdrag, wat is my volgende een? En ons moet net hemel. Ons moet net hemel. Dis hemel op aarde. Hemel op aarde. Mag die Here julle elkeen seën. Kom ons sing nog een liedjie. Okay, en dan moet julle weet, ons gaan nie weghardloop nie. Ons gaan ons nie so binne sit nie. Ek weet daar nie by die saal. Prys die naam van die Here. Lewe in ons in oorwinning. Die oorwinning is maar eintlik baie keer 'n moeilike een om uit te spel, maar jy moet vir jouself sê, ek lewe in oorwinning. There is victory for me. Prys die naam. There is victory for me. There is victory for me.